Yes, halleluja, prys die naam van Jesus. Meer as 'n lied oor ons lippe, meer as wat woorde kan bring, sing harte vir die op die woorde, en verwondering, want die is die prins van die eeuwe, sal by die beker van vreugde, kom o koning en luister na ons liefdeswoorde, mooier as die mooiste mooi, help van al ons drome, genade stort oor litterij, en vier is in die oe, want die liefde brand op sterke, vir die bruid wat liefde gee, oor die ons mooiste woord, by liefde midden neer. Meer as 'n lied oor ons lippe, meer as wat woorde kan bring, sing harte vir lief op die koning, en verwondering, want die is die prins van die eeuwe, sal by die beker van vreugde, kom o koning en luister na ons liefdeswoorde, mooier as die mooiste mooi, help van al ons drome, genade stort oor litterij, en vuur is in die oë, want die liefde brand al sterke, vir die bruid wat liefde gee, oor die ons mooiste woord, by liefde midden neer. Want die is mooier as die mooiste mooi, help van al ons drome, genade stort oor litterij, en vuur is in die oë, want die liefde brand al sterker, vir die bruid wat liefde gee, oor die ons mooiste woord, by liefde midden neer. Want die liefde brand al sterker, vir die bruid wat liefde gee, oor die ons mooiste woord, by liefde midden neer. Kom ons lei die oë net vir 'n oomblik. Here, vanmôre wil ons saam met hierdie koortjie digter uitroep. Here, ons roep en sê Hosanna. Kom Here Jesus, kom. Want ja, Here, ons wil vanmôre net voor U neerkniel. Here, ons wil net vanmôre sê, Here, U is ons beminde. Here, U is ons alfa, ons omega, ons begin en ons einde. Here, ons wil vanmôre vra dat U naam sal verheerlik word in hierdie kerkgebou. Here, dat U naam verhef sal word as daardie naam bo elke ander naam. Gemeente, ek wil U vanmôre vra terwyl ons so in gebed is, wil jy net vanmôre die aangesig van die Here soek nie. Wil jy net vanmôre daar waar jy sit, net vanmôre daar waar jy luister, net vanmôre sê, kom o Here Jesus. Kom vanmôre. Kom raak vanmôre aan. Kom herstel vanmôre, kom genees vanmôre. Here, kom staan vanmôre net stil. Here, plaas U hand, Here, net op ons vanmôre. Here, laat nie net 'n byeenkoms van mense sal wees nie. Maar Here, laat ons vanmôre ontmoeting met U sal hê.
is my gebed vanmôre in Jesus naam. Amen. 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 Goeiemôre almal, welkom vanmôre in die huis van die Here. Is jy bly om vanmôre in die kerk te wees? Amen. Ek is ook bly jy's hier, anders het ek vir die banke gepreek. Halleluja, dis lekker om die Here te dien. Amen. Amen. Ek glo almal is gesond en dit gaan goed met julle almal. Julle lyk goed. Amen. Dit lyk of julle nou net almal van vakansie afkom. Ag, ons mag baie sin vir humor hê, né? Ons gaan vanmôre die naam van die Here groot maak. Amen. Ons gaan staan en ons lekker saam sing en sê I'm redeemed by love divine. Ek is vrygekoop Amen. deur sy liefde. Amen. Yes. Kom ons staan en sing ons lekker saam. Ons maak die naam van die Here groot. I am redeemed by love divine. Glory, glory, Christ is mine. All to live I now reside. I have been redeemed. I am redeemed by love divine. Glory, glory,
Oh, hallelujah. Jesus who died, now glorified. Ja, Here, U is die koning van alle konings. En ons aanbid die naam vanmôre. Hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah. Prys die naam van Jesus. Hallelujah. Jesus, Jesus. Hallelujah. Ons aanbid die groot en heilige wonderlike naam. Hallelujah. Yes, hallelujah. Kom ons soek net die aangesig van die Here vanmôre. Verheerlik die naam Jesus. Hallelujah. 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 bid net die Here vir 'n oomblik. Jesus aan ons Vader, Here, groot en verhewe is U naam. Van ewigheid tot ewigheid is U Here, U verander nooit. Ons buig voor U, ons aanbid U majesteit, ons verhoog die Here in ons eie gees. Yes, Lord, yes. Dank U vir U grootheid, dank U vir U heilige gees. Ons loof U, Here. Ons aanbid U naam, ons vrees U majesteit. Halleluja. Dank U dat U nooit verander, Here. Aan U al die eer en al die lof. Dank U, Jesus. Jesus, al die lof vir U. Al die lof, al die lof. Al die lof aan U.
Halleluja, Al halleluja. die lof van U, Here. Al die lof vanmôre net aan U, o Koning Jesus. Kom U toe. Dankie, Jezus. Ons prys U naam, o Here. Dankie, Here. Halleluja, halleluja, halleluja. Ja, want U is Heer, o Here. He is Lord, He is Lord. Halleluja. Jesus. Dankie, Here. Halleluja. He is Lord. For He is Lord. He is Lord. He has risen from the dead, and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. As jy dit vanmôre glo dat hy die Here is, wil jy nie net saam met my vir 'n oomblik jou hande opsteek en sê, Here, ons bely vanmôre, Here, U naam bo elke ander naam. Here, ons bely vanmôre, Here, dat U is groter as corona. Ja, Here, U is groter as ons omstandighede, Vader. Vanmôre roep ons U naam aan as daardie naam, Here, op wie ons vertrou. Daardie naam op wie ons staat maak, Here. U is ons rots, U is ons anker, Here. U is ons bergvesting vanmôre, Here. En ons aanbid U vanmôre alleen, Here, want U is waardig om aanbid te word. Halleluja. 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 O Jesus, Jesus, Jesus. Ja, elke tong sal bely, elke knie sal buig dat Jesus is die Heer. Dankie, Here. Dankie, Here, dat ons vanmôre die voorreg het om U te kan aanbid. Dat ons as kerk vanmôre die voorreg het om in die teenwoordigheid te kan inbeweeg. O Here, ons verdien dit nie vanmôre nie. Maar deur U genade vanmôre, Here, het ons hierdie groot voorreg om in die koning van alle konings se teenwoordigheid in te beweeg. Dankie, Here, dat U vanmôre ons vereer het met U teenwoordigheid. Ons bid, Here, dat U vanmôre sal verheerlik word ook dan deur die woord. Spreek tot ons vanmôre, o Here. U diensknegt luister. Is my gebed vanmôre in Jesus naam. En die kinders van die Here sê saam met my: Amen. Amen. Dankie, kan die sitplek neem. Dankie musikante, voorsangers. Dit is almal wonderlik om die naam van die Here te kan aanbid. Amen. Daar is net mooi niks wat daarby kom nie. Een oomblik in die teenwoordigheid van die Here is ver beter as 1000 op enige ander plek. Amen. Halleluja. Ons is vanmôre bevoorreg om nuwe lidmate voor te stel en nou moet ek seker hier stil staan agter die kamera dat die ouens wat aanlyn is ook kan sien en dis seker my grootste straf van corona. Is om hier te kom stil staan. Maar ons sal probeer. Ons is bevoorreg om nuwe mense voor te stel in hierdie tydperk. Hulle kom nou al eintlik al voor corona saam, so met die inperkings en die goed het dit nou agterweeg gelaat. En ons wil vanmôre dan vir Gert en Annetjie van Tonder vir hom vorentoe te kom, hier voor te kom staan. Ek het vir hulle gesê hulle kan lidmate word, hulle moet net seker maak hulle bring 'n chocoladekoek saam. Nou ek sien nou nie chocoladekoeke nie, so nee, ek maak dit 'n grap. En dan Bram en Daleen, Kutsie. Is lekker om hulle ook weer agter ons om hier voor en kyk net vir die mensies. Dis sommer ongemaklik want hier's nou 'n klomp drade nog vir die kameras en alles, maar dit maak nie saak nie. Die rede hoekom ons mense hier vorentoe roep is om hulle aan U voor te stel. As deel van die familie. En die familie word groter en die woord van die Here sê vir ons dat die Here voeg daagliks by die gemeente die wat gered is. Dit is nie die werk van 'n mens nie.
Dis nie my werk en jou werk. Ja, ons is almal deel daarvan, maar dit is God se werk. Hy stuur vir ons die mense, hy voeg vir ons mense by. In hierdie lidmaatskapsertifikaatjie is daar 'n teksvers in 1 Korintiërs 15 vers 58 wat sê: "Daarom geliefdes, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie." So jy wat deel het aan die werk van die Here, jy wat deel het dat nuwe mense by ons inskakel en dat ons groter en groter word en meer mense kan bereik. Ek wil vandag vir jou sê dat moenie dink jou arbeid gaan vir die Here verby nie. Hy sien dit. Amen. En vir hulle wat hier voor staan vanmôre, nou kan ek nie eens kan ek julle maar vra om vir my te kyk, maar omdraai vir 'n oomblik, want ek kan nou nie voor by julle kom staan nie. Hy sê wees standvastig. Wees standvastig. Wees onbeweeglik. Altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is. So julle word nou deel van hierdie familie. En om net te kom in 'n sitplek warm te sit, het niks bygedra nie, is ek reg? So nou is julle lidmate, word deel van die familie, skakel in, raak betrokke en doen wat jy kan doen vir die werk van die Here. Die Here het jou hier geplaas met 'n doel. Ek sê nou vir iemand dat ja, ons beleef baie moeilike omstandighede met corona en dis anders kerk en al die teenkanting en al die struikelblokke en alles. Maar het julle nou vir 'n oomblik gedink dat dit die Here onkant gevang het? Die Here het geweet. 20, 30, 50 jaar terug by die grondlegging van die aarde het hy geweet. In 2020 gaan ek en jy wat hier voor sit vandag, ek en jy wat in die bank sit, gaan corona in die oë moet kyk. En die omstandighede wat daarmee saamgaan. En die Here het nog steeds besluit, dis die tyd. So die Here het jou toegerus. Die Here het jou hier kom plaas. So wees 'n lidmaat, wees 'n deel van die gesin, wees deel van die familie. En onthou, oral waar jy nou beweeg, is jy nou 'n gesant nie net van die Here nie, maar ook van sy liggaam. En hierdie gebou maak nie die kerk nie. Die kerk staan hierso, maar ek en jy gaan in die week waar ons ook al gaan. En dis die kerk. Dis die kerk. Gaan en verkondig die evangelie, en indien dit nodig is, gebruik woorde. Dis 'n groot stelling, is dit nie? Ek en jy gaan verkondig die evangelie. En as dit nodig is, gebruik woorde. Ek wil vir julle sê, baie welkom. Bram, ek mag nou nie jou hand skud nie. Ek mag nie jou hand skud nie, hoor. Baie welkom by ons. Mag die Here julle seën. Onthou manne, ek mag julle hande skud nie, so ek moet nou maar net vir julle so sê welkom. Baie welkom by ons. Mag die Here julle seën, mag die Here julle behoed en julle bewaar. En soos ek gesê het, wees deel. Wees deel. Wees deel. Wat is die moet ek nou lees? Okay, wonderlik. Wonderlik. Hier's 'n Hier's 'n briefietjie wat sê die koek is in die moederkamer. En ek het net 'n grap gemaak, hoor. Ek het geweet dit gaan my in die moeilikheid bring een of ander tyd. Maar baie dankie. Ons waardeer. Nou ja, toe. Sal ek ook nou maar met 'n rooi gesig hier voor staan? Dit was regtig net 'n grap geweest, maar baie welkom by ons en 'n dankie. Ons kan nou nie eens na kerk kan ons nou bly en koek en tee nie, maar ons sal eventueel daarby kom. Kom ons net so vir hulle gebed doen. Is dit reg? Koos, jy's die visievoorsitter. Kom staan hier voor by ons. Kan ek jou vra om vir hulle gebed te kom doen asseblief? En hulle net op te dra. Die Here, jy wat in die bank sit, steek jou hand uit en bid net saam met hulle. Ons bid die guns en die seën van die Here oor hulle lewe uit. Amen. Ek het nou ongelukkig nie, hier is die mikrofoon. Kom, ek gaan vir jou gee. Halleluja. Baie dankie ons Hemelse Vader dat ons vanmôre die geleentheid het. Ja, amen. Om hierdie mense aan ons gemeente voor te stel. Here, ek weet dat U met hulle pad geloop het, Here. Ek weet, Here, dat U hulle gekies het, Here. Amen. En Here, hulle is spesiaal vir U, Here. Amen. En omdat U, Here, hulle hier geplaas het, wil ons as gemeente sê baie dankie, Here. Baie dankie, Here, dat U byvoeg. Amen. Dankie, Here, dat U vir ons gee. Dankie, Here, dat U aan ons toevertrou het, dat ons hulle kan bedien, Here. Amen. Maar ek vra, Here, dat U
salwing en die gees van die Here nooit van hulle sal wyk nie. Ja, amen. En dat Here dat elke tree wat hulle stap, tree sal wees in die naam van die Here. Halleluja. Here, Halleluja. dankie vir hulle. Amen. En ek seën hulle in die naam van Dankie die Vader, Jesus. die Seun en die Heilige Gees. Halleluja. Amen. 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 Kom ons gee hulle 'n lekker hande klap en ons verwelkom hulle vanmôre. Julle kan julle sitplekke neem. Dankie julle, hoor. Ag, is lekker man. Callie, kan ek jou gou laastigins vra? Daar's 'n fotootjie van 'n brug op. Kan jy hom net vir my opsit nie asseblief? Dankie man, ons waardeer. Ons waardeer. En julle weet hoekom lyk ek so, né? Van al die skimp. Hulle sê geloof sonder skimp is morsdood. Nee, geloof sonder werk, ons gaan dit vanmôre hoor. Nou toe, daar sien julle die foto van 'n brug. Nou, julle weet waarvoor is 'n brug gemaak, is ek reg? Wie weet waarvoor is 'n brug gemaak? Om aan die ander kant te kom. Is dit nie so nie? Dis mos logies, né? Ja. 'n brug word gebou om twee lande wat dalk geskei word deur water, soos in hierdie geval, dankie, jy kan maar los daar, dankie hoor, jy kan hom maar net so los. Om twee lande wat by mekaar wat geskei is dalk deur water of deur 'n sterk kloof. As jy daar in Tsitsikamma ry en jy kom daar oor die Bloukransbrug, as ek dit nie mis het nie, is dit so lekker groot, lang, diep kloof. En daardie brug is daar om daardie twee lande by mekaar te kan sit, sodat jy van hierdie kant na daardie kant toe kan oorgaan. Is ek reg? Om jou toe te laat om te gaan waar jy moet wees. Dis waarvoor 'n brug daar is. Nou daar is 'n brug wat God gebou het om jou te help om te beweeg van die, kan ek die woorde gebruik, die natuurlike na die bonatuurlike. Wat probeer ek sê van natuurlik en bonatuurlik? Van die menslike vermoëns tot net dit wat God kan doen. Dit wat God vir jou instoor het. Want daar is sekere dinge in ons lewens wat ek en jy nie kan doen nie, wat net God kan doen. Maar daar's 'n brug wat hy vir ons gegee het om ons te help om te kom van die een punt na die ander punt waar ek as mens nie kan oorkom nie. En daardie brug wat hy vir ons gegee het, sy naam is geloof. Is geloof. Hy het vir ons daardie brug gegee sodat ek en jy as mens kan oorbeweeg van die situasie waarin ek vasgevang is, waarin ek nie meer wil wees nie, waarin ek dalk wil wegbeweeg, maar ek kan nie want daar is 'n gaping tussen my en die oorwinning. En hy het vir ons die geloof gegee en jy gaan nou verstaan wat ek vir jou probeer sê. Maar dit is gemaak sodat ek en jy kan oorbeweeg. Maar die probleem is, kind van die Here, is dat ek en jy, baie van ons, staan net teen die een kant van die brug. Ons sien daar is moontlikheid van 'n belofte. Daar is oorwinning. Daar gaan, hoor jy wat ek vir jou sê? Hoeveel van ons ken die beloftes van die Here? Maar ons staan aan hierdie kant. En ons kan nie oorkom nie. Hoeveel van ons sit nie met goed vasgevang? Maar ek kom nie oorkant nie. Kan ek sê hoekom? Geloof. My tema van my boodskap vanmôre is ongelowige gelowiges. Ongelowige gelowiges. Jy kan dalk van die kant af staan en kyk en verlang na dit wat aan die oorkant is. Wie van julle verlang nie na beloftes van die Here om in jou lewe waar te word nie? Kom ons praat eerlik vanmôre met mekaar. Here, ek verlang. Ek wil ook hê, Here, dat U vir my so moet sien, of hierdie deur vir my moet oopmaak, of hierdie deurbraak vir my moet gee, maar ek kan net nie daar kom nie. Maar ek en jy moet die brug gebruik om daar te kom. Dis juis waaroor ek vanmôre met jou wil gesels, is ons praat baie keer oor geloof, en hoe wonderlik geloof is, en hoe sterk ons geloof moet wees, en ons ken al die teksverse. Maar weet jy, of kom ek myself in hierdie geval, ons sê hoe kragtig is dit, as ons geloof het. Maar weet jy hoe kragtig is ongeloof? Weet jy hoe sterk is ongeloof? Dis net so sterk. Baie mense sit vasgevang en ons kan nie oorgaan na vryheid toe nie. Want Markus 9:23 sê vir ons, wat dit betref, as jy glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo.
So as jy nie geloof het nie, as jy nie sterk in geloof is nie, dan is jy ongelowig. Nou praat ek nie vanmôre glo jy in die woord, glo jy in Jesus Christus as die seun van God nie. Jy's 'n gelowige, glo in die Here, maar soms is ons ongelowig dat die Here vir my ook dit kan doen en hierdie deurbraak vir my gee. So as ek nie glo nie, dan is ek eintlik maar 'n ongelowige, want jy glo in God, wie glo nie in God nie? Wie vanmôre wat hier sit glo nie in God nie? Wie glo nie dat Jesus is die seun van God nie? Dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, opgestaan het en opgevaar het na die hemel en sit in die regterhand van God die Vader, vir ons 'n plek voor te berei om ons te kom haal en ons te neem tot daar waar hy is. Wie glo dit nie vanmôre nie? Almal glo dit, is ek reg? So jy's 'n gelowige. Maar tog is ons ongelowig. As jy hoor wat ek vir jou sê. Ons is tog maar, ons glo in hierdie goed. Ons hoor soveel preke van hoe sterk geloof is en vanmôre wil ek vir jou oppas, ongeloof is nie so sterk. Ongeloof is nie so sterk. As jy my nie glo nie, gaan kyk bietjie daar in die woord. Jesus is daar in Nasaret, hy kom daar ingestap as 'n volwasse man en dis die plek waar hy gebore is. Jesus van Nasaret en hy stap daar in. En kyk wat sê Matteus 13 vers 58 vir ons. En hy het daar, hoofletters Jesus, het daar vanweë hulle ongeloof nie kragtige dade gedoen nie. Vanweë die mense se ongeloof het daar nie kragtige dade plaasgevind nie. So ongeloof is so kragtig dat dit kan God se werk stop in jou lewe. Het jy daaraan gedink, daar is niks vir God onmoontlik nie. Maar wanneer ek en jy nie glo nie, hier sê die woord, hy het daar nie groot kragtige dade gedoen nie, vanweë die ongeloof van die mense. Is ek en jy nie maar soms ook so nie? Ongelowig. Ongeloof is so kragtig, dat dit kan God op 'n distansie hou. Ongeloof is so kragtig, dat jy jou hele lewe in binding kan leef, en verkeer, en nie oor kan gaan van die een kant van die brug, na die ander kant van die brug nie, want jy kan nie glo, dat dit gaan werk nie. Jy weet, ek het nie baie vermoë in so 'n brug nie, vra vir Vanessa, as ons daarby van Stanens kom, dan staan ek hierdie kant van die brug, dan loop hulle oor, dan sê ek, nee, ek loop nie, ek glo nie hierdie brug aan my, as ek daar kom in die middel kom, dan gaan hy probleme optel. Jy weet, ek het so 'n bietjie hoogteprobleem. Ek is nie, lief Jesus, my gate moet vlieg, het in my vlerkies gegee. Ja, okay, maar nie te min. Maar is ons nie maar baie mal in ons geloof so nie? Die brug is daar, maar ek twyfel. My kop speel met my speelietjies en sê ek kan nie, ek gaan nie. En dit maak dat ek nie oorwinning kom nie. Kan ek dit vir jou 'n bietjie illustreer in die woord vanmôre? Kom ons blaai daar na Matteus 17 toe as jou Bybel saam het, of hier het blaai saam met my so toe, lees saam met my in Matteus 17 vers 14. Matteus 17 vers 14. Nou daar is, dan sê jy amen. Het jou Bybel saamgebring? Halleluja. En toe hy by die skare kom, toe hulle by die skare kom, gaan daar 'n man na hom en val voor hom op die grond, op die knieë en sê: Here, ontferm U oor my seun, vers 15. Want hy is maansiek en hy ly swaar, want dikwels val hy in die vuur en dikwels in die water. 'n Pa bring sy kind na die Here Jesus toe en hy sê: Asseblief Here, ek smeek U. Die kind het 'n demoon en dit wil voorkom asof die kind ook dan nog 'n mediese kondisie het. Want hy loop en val in die vuur en daar's fout met hom en die pa is bekommerd en sy weet sy kind moet verlos word. Hy weet daar is iets meer wat die Here vir hom in stoor het. En so is daar dalk ook vanmôre iemand hier wat verlos moet word. Of dalk ken jy iemand wat jy weet wat so vasgevang is in 'n binding. Die duiwel kom hou jou vas. Hy is asof jy so agter in 'n enkel vasgegryp het. En jy kom net nie weg nie. Jy kan net nie oorwinning kry nie. Jy ken dalk ook, of dalk jy vanmôre iemand wat 'n bonatuurlike aanraking van God nodig het, soos daardie prentjie nou was. Jy staan in hierdie kant en 'n natuurlike sê vir jou, ek kan nie, ek as mens kan niks daaraan doen nie, en ek moet daar aan die ander kant kom, daar waar die voorsiening van die Here is, maar ek het niks wat my vat intussen nie, ek het hierdie geloofbrug nie.
En kyk wat gebeur en ek het hom, hy sê, hierdie pa kom na Jesus en hy sê vir hom, ek het hom na die disippels gebring. En hulle kon hom nie gesond maak nie. Hy sê, Here, die disippels wat hy opgelei het, kan niks aan hom doen nie. Gaan blaai so 'n paar hoofstukke terug, daar Matteus 10. Kyk wat gebeur in vers 1. Jesus is hier in die woord, en hy het sy 12 disippels na hom geroep. Dis 7 hoofstukke terug. En aan hulle mag gegee oor onreine geeste, om hulle uit te dryf en om elke siekte en elke kwaal te genees. Hy sê vir Jesus, daardie manne wat jy 7 hoofstukke terug die mag voorgegee het ek nou na toe gekom en hulle kan vir my niks doen nie. Hulle kan vir my niks doen nie. Hulle kan hom nie gesond maak nie. Hy gaan na Jesus en sê, die mense wat jy aangestel het, kan my nie help nie. En soms is ons op 'n punt waar ek by al wat 'n pastoor was, en al wat 'n sielkundige is, en al wat 'n mens is, en niemand kan vir my niks doen nie. Maar hoor mooi wat antwoord Jesus. Toe antwoord Jesus in vers 17, hy sê, o ongelowige en verdraaide geslag, hoe lank sal ek by julle wees? Hoe lank sal ek julle verdra? Bring hom hier vir my. Hy sê ongelowige en verdraaide geslag. My vraag aan u vanmôre is, was die disippels gelowige mense? Het hulle geglo in Jesus? Ja, hy was 'n gelowige, maar hy het nie genoeg geloof gehad om die werk te doen nie. Hy was 'n ongelowige gelowige. Hulle het in hom geglo, maar duidelik het hulle nie genoeg geloof gehad nie. Hy sê vir hulle ongelowige en verdraaide geslag. Jou ongeloof, my ongeloof, daar waar jy op hierdie kant van die brug staan, en ek het nie geloof dat dit wat aan die ander kant vir my is, ook my beskore is nie. My ongeloof maak van my 'n verdraaide persoon. Hy sê so, jou ongelowige en verdraaide geslag. Wat beteken dit as ek sê, jy's 'n verdraaide persoon? Dit beteken jy's nie vasgeanker in hom nie. Hoor wat sê die boodskapper Bybel vir ons. Jesus draai om na disippels en sê vir hulle, julle ongelowiges, hoeveel keer moet ek dieselfde ding oor en oor sê en doen voordat julle sal glo? Dis wat daai Bybel sê. Hy sê, dit kan nie langer so aangaan nie. Hoor wat sê vir hulle, kry julle lewens in orde. Kan nie so aangaan nie. Kry jou lewe in orde. Hoe lank moet ek nog dieselfde goed oor en oor en oor vir julle sê? Ongeloof, ongelowige en verdraaide geslag. Jou lewe is nie in orde nie. Toe ek voorbereid sê ek, Here, ons lewens is nie in orde nie. Is ons nie maar ook 'n ongelowige en 'n verdraaide geslag nie. Hy is nie meer ons anker nie. Nou kom ons verder in die gedeelte en Jesus raak die seun aan. Maar in vers 18, daar bestraf Jesus hom, die demoon in die seun. En die duiwel het van hom uitgegaan en die seun het gesond geword van daardie uur af. Die seun wat getuister was deur 'n demoon, dit wat die mens nie kon regmaak nie. Dit wat medikasie of 'n dokter nie kon reg of 'n sielkundige nie kon regmaak nie. Jesus het daar diep binne in daardie probleem ingegaan en het daar by die probleem, by die wortel van die kwaad ingegaan en het daardie probleem uitgehaal. En al wat ons baie keer doen met mekaar is ons smeer mekaar maar net ou salfietjie en ons plak 'n pleistertjie en sê, "Ag, is alright my broer, jy sal môre beter voel." Is ek reg? Ons moet by die wortel van hierdie ongeloof uitkom, van hierdie probleem uitkom. Die oorsaak van sy probleem was nie natuurlik nie. Dit was bonatuurlik. En as hy aan hierdie kant gestaan het en hy het hierdie probleemdokter met ou pilletjie met 'n grandpa of 'n panadoetjie, dink jy hy sou oorwinning gekry het? Nee, hy moet 'n geestelike probleem met geestelike dinge beveg. Hy moet daar na die bonatuurlike toe gaan, daar waar net God kan werk, daar waar ek en jy as mens niks kan doen nie. En baie van ons sit al jare met probleme en met bindings, ons is gelowige mense, maar eintlik is ons ongelowig. Eintlik is ons ongelowig. Ongelowige gelowiges.
Ek weet van soveel mense wat jare en jare probleem het en ophou sukkel, en sukkel en nie kan loskom met dit nie. Vanmôre het ek 'n wonderlike getuienis gehoor van iemand wat in die kerk ingestap het. En nou maak ek nie iemand sleg wat dit doen nie. Ek sê net die persoon het besef dit is 'n probleem vir haar. En 'n jaar terug het sy besluit ek gaan ophou rook. Vanmôre stap sy in die kerk in. Dis al 'n jaar. Wat ek probeer sê is, die Here werk nog. Hy kan nog steeds ons help as ons dinge het wat ons weet. Ek moet een kant sit en verslawings en ek wil nie rook en drank as petsondes maak in die kerkie, want kinders is net so sleg. Maar nietemin, dinge wat ons vashou. Gelowige mense wat vassit en in bindings is. Maar toe die Pa se geloof in hierdie verhaal in aksie kom, toe hy die brug oorsteek, toe kom Jesus en hy maak die probleem vir hom uitgesorteer. Hy maak hom reg. In vers 19, toe kom die disippels na Jesus afsonderlik. Hoor baie mooi, toe kom die disippels na Jesus en afsonderlik, hulle roep hom een kant. Hulle vra hom, waarom kon ons hom nie uitdryf nie? Hulle roep hom een kant. Hulle sê eintlik, Here, ons glo, maar hoekom het dit nie gewerk nie? Here, hoekom het dit nie gewerk nie? Hulle roep hom een kant in 'n privaat gesprek en met hulle oor ander praat, hulle is dalk al skaam. Baie maal het ek en jy ook so 'n privaat gesprek met die Here. Is ek reg? Waar ons eerlik is teenoor die Here en sê, Here, dit werk nie. Het jy al daai gesprek gehad? Ag Here, hoekom moet ek Bybel lees? Dit werk in elk geval nie. Here, hoekom moet ek moeite doen en Sondag kerk toe gaan? My omstandighede is dieselfde, dit werk nie. Hierdie Christendom, hierdie geloof, hierdie kerk toe gaan, hierdie Christen ding werk nie vir my nie. Dis hoekom baie mense vanmôre by die huise sit. Dis hoekom baie mense vanmôre nie meer die Here voluit dien nie. Dis hoekom baie mense geestelik verkoud het. Want hulle op hierdie punt gekom en sê, Here, ek kry nie die oorwinning nie. Ek kry nie die bevryding nie. Hier kom hierdie disippels, hulle sê, ek wil weet, Here, hoekom? En Jesus antwoord hulle. Oppas wat jy die Here vra, jy mag dalk die antwoord kry wat jy nie van gaan hou nie. En hy antwoord hulle en sê vir hulle, deur julle ongeloof. Ja, julle is gelowige mense, maar deur julle ongeloof. Julle geloof was nie voldoende vir die probleem nie. Dis groot, so 'n groot aanklag. Ons het ook partymal so 'n probleem. 'n Krisis. Ons het genoeg geloof om kerk toe te kom. Jy het dalk genoeg geloof om jou Bybel op te tel en te lees of om te bid. Maar jou geloof was dalk nie groot genoeg vir die probleem wat jy moes oorkom nie. Ons sit aan hierdie kant van die brug. Ons sit vas. Ons loop nie oor die brug van geloof nie, maar wat ek nodig het, is Here, ek soek 'n ingryping. En ek moet ook bid vanmôre sê, Here, kom my ongeloof te help. In hierdie geval sien ons Jesus kon nie in Nasaret groot werke doen nie, as gevolg van die mense se ongeloof. En ek wonder of ons die teksvers vanmôre as ons moet herskryf. Die Here kon nie in Kempton Park groot werke doen nie, as gevolg van die mense se ongeloof. Gelowige mense, maar hy is ongelowig. Hy sê in die gedeelte, julle ongelowige en verdraaide, hoor mooi, geslag. Hy praat hier met 'n groep mense. Het ons nie maar 'n ongelowige en verdraaide geslag geword en vanmôre beklei ek nie met jou nie, ek sê jou nie sleg nie. Ek vanmôre vir jou sê, jy sit dalk vas in goeters, want ons vertrou nie meer die Here soos ons vertrou het nie. Ons geloof het seer gekry. Hy sê, want ek sê vir julle, of voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad. As ek 'n mosterdsaadjie in my hand vat hier en ek het in my vingers en ek gooi hom hier neer, gaan jy hom op die mat kan sien? Jy moet heel waarskynlik 'n stofsuier kry om hom weer opgesuig te kry. So klein is hy. Hy sê as julle geloof het soos 'n mosterdsaad,
sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hiervandaan daaraan toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Nou praat ek van 'n mosterdsaad, en dadelik dink ons mos aan die klein ou saadjie. Ja, hy gebruik 'n klein ou saadjie, maar daar's rede hoekom hy sê jy moet geloof het soos 'n mosterdsaad. Wat beteken dit? Daardie klein mosterdsaadjie het die potensiaal om 'n 5 meter hoë boom te word. Daardie klein mosterdsaadjie. In die week het ek daar by die pastorie het ek gaan saad gooi. Man, van hy saad is so klein. Ek kan hom nie eens met 'n tweezer vat nie. Ek gooi dit sommer in koekmeel of in mieliemeel om dit te kan strooi. So klein is hy, maar daardie klein saadjie, so klein ou dingetjie, het die potensiaal om so groot te word en mooi blomme te dra. Vanmôre het jy ook daai potensiaal in jou. Ons geloof moet daardie potensiaal het, onbeweegbaar wees en ons moet kan vas staan. En jy weet, hy sê om berge te versit. Berge praat van omstandighede, berge praat van moeilike tye, berge praat van goed wat in ons pad is. Het jy vanmôre iets in jou pad? Het jy berge wat moet versit word? Dinge wat jy nie kan verander nie, sit vas aan hierdie kant. En ek kan net nie oorkom in die oorwinning nie. Om dit te kan doen, kort jy geloof soos 'n mosterdsaad. Hierdie saad het die potensiaal om 'n enorme boom te word. Wat het hulle geloof klein of te min gemaak? Dit wat binne was, die oortuiging van hulle hart, het hulle geloof te klein gemaak, te swak gemaak. Want hy sê vir julle is verdraaid. Julle lewe is nie uitgesorteer nie. Julle lewe val uitmekaar uit. Wat jou geloof klein maak is die feit dat jy nie volkome vertrou nie. Hy sê as ons geloof het soos 'n mosterdsaad, met ander woorde, wanneer ek daardie oortuiging in my hart het dat die Here sal vir my deurkom. Mense, dan skiet dit net so, dan kom my geloof op en die Here maak vir my deure oop. Die Here maak vir my deure oop. Kom ons kom weer terug na die Here. Kom ons werk weer aan ons vertroue met die Here. Wanneer jy glo dat hy is die een wat vir jou kan doen wat hy gesê het, hy kan doen. Hoor mooi, ek is nie vanmôre hier om vir jou prosperity preaching en blab it en grab it en name it en claim it, nee, maar daar's beloftes in die woord van die Here. Die woord van die Here sê dat Jesus het gekom sodat ons 'n lewe en oorvloed kan hê. Wat so oorvloed plaat hy? Sodat ek en jy vry kan wees. Vry van dinge wat ons vashou, vry van sorge en laste en hierdie bindings wat die duiwel op ons lewe kom sit. Hy wil hê ek en jy moet oor hierdie brug kom van geloof, sodat ek en jy kan kom waar hy wil hê ek en jy moet wees. Ek weet ons is in moeilike tye. Ek weet ons is in krisistye. Maar die woord kom in Jakobus en hy sê vir ons, Jakobus 2 vers 14, wat baat dit my broers as iemand sê dat hy die geloof het? Wat baat dit as ek en jy sê ons is kinders van die Here, maar hy het nie die werke nie? Wat baat dit ons? Die geloof kan hom tog nie red nie, net so ook die geloof as dit geen werke het in sigself dood, maar iemand sal sê, jy het die geloof en ek die werke, toon my jou geloof uit jou werke, en dan sal ek my werke, uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is, jy doen goed. Hoor wat sê hy? Die duiwels glo dit ook. Ek en jy glo dat God goed is. Amen. Die woord sê, die duiwels glo dit ook. En hulle sit daar. So dit is nie net goed genoeg om te weet dat Jesus is die seun van God. Ja, dit bewerkstellig vir ons saligmaking, dit bewerk vir ons redding vir ons siele. Maar wanneer ek en jy moet begin in geloof staan en die Here vertrou vir dinge in my lewe, dan help dit nie ek sê net ek is 'n kind van die Here, maar ek het nie die werke wat daarby pas nie. Dis wat die woord sê. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder die werke dood is. Ek sien oral mense wat sê ek is 'n kind van die Here. Ek is 'n gelowige. Ek is 'n Christen. Waar is die werke? Praat vanmôre met myself. Praat vanmôre met myself. Iemand bel en sê siek. Het jy al dit probeer? Het jy al dat probeer? Dus begin die Here vat op sy woord en sê deur sy wonde is daar vir my genesing. Maar bel en sê wie ek het 'n krisis, ek het my werk verloor.
Ja jong, jy moet jou CV vir my stuur, laat ons kyk vir ander werk. Dat ons eerste reaksie nie wees, kom ons gryp die Here. Ja, ek moet my CV uitstuur. Ja, ek moet my deel doen. Maar kom ons gryp die Here. Jy sien die probleem is wanneer ons saad dood is. Het jy al saad gesaai en hy kom nie op nie? Hy's dood. Hy's dormant. Het ons nie miskien ook mosterdsaad geloof wat dood is nie? Ons mosterdsaad groei nie meer nie. Hy sê die werke, geloof sonder werke is dood. Lippetaal godsdiens gaan ons nie aan die ander kant van die brug vat nie. Ons kan gil en skree in die kerk en ons kan mekaar opsweep. Dit gaan ons nie aan die ander kant toe vat nie. Ongeloof, kind van die Here, en ek wil begin klaarmaak, is 'n kragtige ding. Want as gevolg van hulle ongeloof, sê hy vir ons, het hy nie veel wonderwerke gedoen in Nasaret nie. Hy sê, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan daarna toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir hom onmoontlik wees nie. Wanneer ek geloof het wat lewendig is, wat daar krag in is, al is dit klein, al is dit 'n bietjie, maar daar's lewe en daar's krag in, wil ek vandag vir sê, is daar potensiaal in jou geloof, om vir hierdie berg te sê, gaan werp jou in die see. Onverskrokke geloof, dan kan jy met jou probleem praat, en nie die slaaf wees van jou probleem nie. Dan kan jy die probleem aanspreek. Soos Jesus direk by die oorsaak van hierdie seun se probleem gepraat het. Hy het nie probeer doekies omdraai nie, hy het nie probeer salfie smeer nie, hy het nie probeer hulle laat goed voel nie. Hy het gesê, waar is die probleem? Kom ons haal die probleem uit. En baie maal moet ek en jy daardie geloof hê om die probleem aan te spreek, sodat ons uit hierdie goed kan uitkom. Nie die simptome behandel nie. Onverskrokke geloof. Geloof sonder werke is mors dood. Dan kan jy met die berg 'n gesprek hê. Hoor mooi, hy sê jy sal vir die berg sê, as ek vir jou iets sê, ek moes met jou 'n gesprek. Dalk moet jy vanmôre vir jou berg met hom bietjie 'n gesprek. Wat is jou berg? Wat is jou berg? Jou berg is anders as, wat is jou berg se naam? Is jou berg se naam dalk 'n werksprobleem? Is dit 'n probleem in jou huishouding, 'n verhoudingsprobleem? Is dit 'n verslawing? Wat is jou berg se naam? Vanmôre moet jy dalk bietjie met jou berg 'n gesprek hê. En vir hierdie berg sê, in die naam van Jesus het ek genoeg gehad van hierdie. En ek neem die oorwinning. En ek gaan in hierdie geloof, gaan ek oor hierdie brug kom. En ek gaan aan die ander kant kom, waar daar wat die natuurlike is, waar ek niks daaraan kan doen nie, gaan ek die Here vertrou vir die onmoontlike, en ek gaan oorbeweeg daarna waar die bonatuurlike, daar waar God se guns en God se krag in my lewe kan werk. Maar ek kan nie met die Here begin vertrou. Ek kan nie met die Here begin vertrou. Die brug wat God vir ons gebou het, is geloof. Ongeloof is net so kragtig soos geloof. Moenie ongeloof weggooi nie. Want 2 Korintiërs 5:7 sê, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Maar ons wil eers sien voordat ons glo. Hy sê ons wandel deur geloof, nie deur aanskouing nie. Dan gaan hy verder en ek wil nou regtig klaar maak. Dis nou die tweede keer wat ek dit sê, so ek nog een keer hoor. Is dit alright? Matteus 17:21, hy sê, maar hierdie geslag, sê vir sy disippels, hierdie geslag gaan nie uit, behalwe deur gebed en vas nie. As jy vanmôre dalk hier sit en jou geloof is baie swak en is broos, en ons almal kry so op en af, hoor ek sê, dit is so, maar wanneer jy vanmôre hier sit en jy weet dat die Here praat met jou, hierdie gedeelte sê hy, hierdie geslag, hy verwys na hierdie demoniese aktiwiteite, hy verwys daarna, hy sê, hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. Hy sê vir sy disippels, julle geloof was te min, hoekom? Want julle het nie genoeg krag, julle het nie diep genoeg gedelf in julle geestelike lewe nie. Daardie geloof van jou is te swak, want as jy van hierdie goed ontslawe raak, dan beteken dit ek en jy moet vas en bid. Wat beteken dit wanneer ek vas en bid? Ek fokus nie op die wêreld nie, ek fokus op die mense nie, ek fokus op die Here, en hoe meer ek op die Here fokus, hoe sterker word my geloof.
Maar wanneer ek begin hierdie goeders kyk en daardie kant toe kyk en ek fokus nie meer op die Here en ek kom nie meer in gebed voor die Here en ek vas en ek kastei nie my liggaam, wil ek vandag vir sê, word ek in die geestelik swakker en swakker en swakker en swakker, tot ek op 'n punt staan wat ek sê, nee, ek kan nie oor hierdie brug loop nie. As ek in die middel is, gaan hy met my val. Kind van die Here, is dit nie tyd dat ek en jy dalk weer sê, Here, hierdie saad in my, hierdie geloofsaaitjie, en elkeen van ons het so saaitjie, né? Die Here het die geloof in jou kom plant. Die dag toe jy gered is, né? Ek en jy moet aan hom werk. Ons moet daardie geloofsaad water gee. Ons moet hom kragtig maak, want hoe langer ek hom los, hoe meer dormant gaan hy net daar lê. Jy sien, die probleem is, ons het nie meer geloof nie. Ons het 'n ongelowige geslag geword. Hoe lyk die saak? In Markus 9, dieselfde gedeelte, presies dieselfde gedeelte, in Markus 9, sê dit vir ons bietjie anders. Hy sê, en Jesus sê vir hom, wat dit betref, as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo, maar hoor die pa se reaksie. En dadelik roep die vader van die kind met trane uit en sê, ek glo, Here, kon my ongeloof te help. Maar dit nie ons gebed wees nie. Here, ek glo. Waarom glo ek en jy? Ons glo dat hy is die seun van God. Ons glo, ons is kinders van die Here. Maar hy kom en hy sê, Here, kom my ongeloof te help. Ek jou vra om jou oë te sluit vir 'n oomblik. Musikante vir ons kan vorentoe kom. Wat is daar waarvoor jy die Here vertrou vanmôre in jou lewe? Daardie berg wat voor jou lê, wat jy nie kan oorkom nie, of daardie brug wat jy moet oorsteek, want jy sit hier vasgevang in omstandighede, jy sit hier vasgevang met die vyand wat jou in die enkel gegryp het, en jy sien aan die oorkant is die oorwinning, jy sien aan die oorkant, daar is die seëning van die Here, en ek weet die Here wil vir my deure oopmaak, en ek weet die Here gaan, maar ek kom net nie daarby uit nie, en ek is op 'n punt waar ek kan sê, Here, dit werk nie vir my nie. Dan wil die Here vanmôre vir jou sê, as gevolg van jou ongeloof. Yes, only believe. Only believe, sê hierdie koortjie vir ons. All things are possible. Only believe. Kan ons dit saam sing? Halleluja, halleluja. Only believe, only believe, all things are possible, only believe, sit en jy wil die Here vertrou vir iets. Die volgende koortjie sê, Lord, I believe. As jy die Here vanmôre wil vertrou en die Here op sy woord wil vat en sê, Here, ek gaan U vanmôre vertrou vir die onmoontlike in my lewe. Ja, ek vra vanmôre vir dit wat binne God se raamwerk is en nie vir daardie prosperity goed is nie. Here, ons vertrou U vanmôre, Here, vir die deurbraak in my lewe. Terwyl ons dit sing, as dit jy is met wie die Here vanmôre praat, wil jy nie op jou voete staan en sê, Here, Lord, I believe. Kom kerk, dis tyd dat ons weer die Here begin vertrou vir die deurbrake wat hy vir ons kan gee. Halleluja. Halleluja. Lord, I believe. Dankie, Here Jesus. En as jy weer die Here praat met jou vanmôre, kom staan saam met my en ons roep die Here aan vanmôre. Halleluja. Lord, I believe. Yes,
Yes, halleluja. Lord, I believe all things are possible. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Terwyl hulle vanoggend keer vir ons speel, kom ons aanbid net die Here vanmôre. Sê Here, ons glo vanmôre, Here. Ons plaas vanmôre ons vertroue op U, Here. En hier waar ek aan hierdie kant staan, waar ek nie geglo het, die Here, wil ek vra, Here, kom my ongeloof te hulp, Here. Yes, halleluja. Ons vertrou U, Here. Plaas weer daardie geloof in ons, Here, laat ons geloof sterker sal word. Dis my gebed vanmôre in Jesus naam. Want ons wil nie Halleluja, halleluja. Yes, halleluja. Dankie Jesus. Dankie Meester. Yes. Yes, halleluja. Dankie Jesus. Kom ons sing dit vir 'n laaste maal net saam vanmôre terwyl ons geloof verklaar teenoor die Here. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. Lord, I believe. Here, vanmôre kom ek en ek bring elkeen wat gesê het en bely het en geglo het vanmôre sê Here, ek glo Here, vir U is niks onmoontlik nie. Here, ons bely vanmôre dat ons het 'n ongelowige gelowige generasie geword. Ons wil vanmôre vra Here dat dit vanmôre sal stop. Dat ons U sal glo onwrikbaar. As U woord dit sê, that settles it. Punt, stop. Nie maar nog maar en hoekom en daarom en waarom nie. Die woord van die Here sê dit en that's it. Help ons Here. As ons in hierdie week ingaan en ons die werklikheid in die oë staar. Wanneer ons aan hierdie kant staan en ons voel Here, ek staan aan die kant van die natuurlike kant, daar waar ek niks kan doen nie. Wil ons geloof neem om aan die ander kant te kom, daar waar U vir ons deurbrake kan gee. Help ons dan in hierdie week, Here, is my gebed. In Jesus naam. En almal sê saam met my. Amen. Amen. Dankie, U kan die sitplekke neem. Halleluja. Halleluja. Mag die Here U ryklik seën in hierdie week. Ek hoop die woord het U geseën. As jy met my wil gesels na diens, maak gerus so. As jy behoefte het om met my te praat oor iets, bel my, WhatsApp my. Ons kan by mekaar uitkom, ons kan gesels. Kan ek net vinnig die aankondigings vir die week doen? Neem asseblief kennis, daar's Woensdag aand weer Zoom biduur. Ons gaan binne die volgende 2 weke gaan ons klaarmaak met die Zoom bidure en dan gaan ons terugbeweeg na die kerk toe en ons gaan ons biduur weer hier by die kerk voortsit, of dit nou in die vorm van 'n biduur is of woordskool. Ons gaan nog sien hoe die Here ons lei, maar ons gaan dan, ek wil my verstou deur te sê, ja, dis nou eers nog middel Augustus, ja, kom ons het seker nog so 2 weke. Ons beplan om dan einde van die maand, begin September, as die seisoen gedraai het, om dan weer die volle program van die gemeente oop te maak, binne die riglyne, die regulasies. Maar dat ons net weer kan begin momentum optel. So ons bidure en ons kinderkerk gaan weer begin, agter in die kinderkerklokaal.
sal seker maak almal is veilig en almal is distansie en maskers en gesaniteer en. Maar dit is net belangrik dat ons net weer sal begin momentum kry. Woensdag is Zoom, dan Vrydag is daar weer jeug. En dan wil ek net vinnig vir u noem, soms is dit goed om dit vir die mense te sê, ander kere nie. So ons gaan kyk wat een van die twee was dit nou. Alright. Die naweek wat kom as die Here ons lewe spaar, gaan ons as gesin so 'n bietjie weg. Ons so 'n bietjie die ou karavantjie, hy roep, hy hink so, hy staan op een wiel, die ander wiel roep, hy sê kom. Alright, so ons gaan net so 'n bietjie vir die naweek rus, voordat ons weer September maand gaan begin met die volprogram. Ons het 'n prediker vir u gereël, die musiekspan is hier, die kerk is hier. Liewe Jesus gaan nie met verlof nie. Amen. Ja, So die pastoor is nie hier nie, maar die kerk gaan aan. Amen. Ons is mos nie pastoor aanhangers nie. Ons hang ons die Here aan. Amen. Amen. Nou toe, volgende naweek gaan die kerk aangaan so normaal, maar net neem kennis asseblief, daar gaan net een diens wees. Amen. So asseblief neem kennis daarvan, stuur vir my jou WhatsApp om jou plekkie te bespreek. Moenie wegbly nie. Ek weet jy gaan geseënd wees. Amen. Die woord van die Here is lewend en kragtig. Amen. Amen. Ja, halleluja. Goed, dis dan dit vir die aankondigings. Ons gaan staan en gaan ons lekker saam sing 'n laaste lied. Wat sê kom sing 'n nuwe lied vir hom, want ons is nou lekker opgewek en ons is vol geloof en ons het 'n nuwe lied in ons hart. Ons gaan die naam van die Here groot maak en as ons klaar gesing het, dan gaan ek vir pastoor Rytjie vra wat vir ons sal afsluit met gebed. Pastoor Rytjie word hierdie week 80. Hy sê hy het nie geretire nie, hy het gerefire. Amen. Alright, wonderlik. En wie verjaar vandag? Haas verjaarsdag maatjie. Daar sit sy daar agter. Wiekie, veel geluk met jou verjaarsdag, girl. Waar is die koek, sis? Alright, almal weet nou, né? Ons gaan hierna gaan ons nou lekker koek eet by die huis, hoor. Alright, nee, ek maak 'n grap. Lekker verjaar vir jou, hoor jy? Mag die Here jou seën. En kom ons staan dan sing ons lekker saam en dan as ons klaar is dan pastoor Rytjie vir ons afsluit met gebed. Ja, amen. 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 Elke minuut van elke uur kan ons in die heiligdom inbeweeg en ons behoeftes aan U voorlê. Amen. Ons is 'n hoëpriester te wag nie, eenmaal in 'n jaar nie, maar ons kan elke oomblik in die heiligdom inbeweeg en U heerlikheid kan aanskou. U beloftes kan aanskou wat U
Ja, amen. 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 Yes. Amen. Yes. Yes. Amen. Yes. Amen. Oh, halleluja. Dankie. Dankie, Here. Amen. 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 Halleluja. Jesus. Dankie, Here. Amen. Halleluja. Amen. Yes, amen. 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 Geseënde week vir u almal verder. Gaan in die vrede van die Here.